Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil net eers begin om baie dankie te sê vir elkeen van ons partners. Mense wat met ons en ons bediening hande gevat het, nie net 'n gebed nie, maar ook in finansiële ondersteuning. Julle finansiële ondersteuning help ons om die waarheid van God se woord vir mense te bring, sodat die woord hulle kan vrymaak en help om ware disipels te wees van Jesus. En as jy dalk ook finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, is jy welkom om met ons kontak te maak op WhatsApp of jy kan ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Nou ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 36 van daai reeks. Nou voor ons begin, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir die krag wat daar in u woord is en dat u woord vandag nog lewendig is. Dankie Here dat u woord die waarheid is. U woord is nie vol feite nie, maar waarheid. Feite verander, maar u waarheid kan nooit verander nie. Daarom is u woord duisende jare later nog steeds dieselfde, want waarheid kan nie verander nie. Mag u waarheid ook vandag in ons harte kom inspreek. In Jesus naam. Amen. Ons het hierdie week gekyk in Romeine 6, sodat die woord vir ons verduidelik dat ons ou mens, ons ou gees wat verwyderd was van God met sy sondige natuur, dat hierdie ou mens saam met Jesus gekruisig is en saam met hom begrawe is. Maar nie net dit nie. Ons nuwe wedergebore gees het saam met Jesus opgestaan en leef nou saam met hom vir God. Dis nou uiteindelik moontlik om ten volle vir God te leef, want ons is nou een met sy gees en leef nou in Jesus. Wat beteken dit vir my en my elke dag lewe? Daar's 'n hele klomp antwoorde, maar ek wil net by 'n paar stil staan. Om mee te begin, weg is die verskoning van ek is maar gebore met 'n kort humeur, of ons familie het nou maar almal 'n kort fuse en is maar vurig, of ek vloek maar as ek so kwaad is, ek kan dit nie help nie. By 'n wedergebore seun en dogter van God werk hierdie verskonings eenvoudig net nie meer nie. Want jou ou mens is aan die kruis vasgeslaan, saam met sy kort fuse en gevloekery. Jy's nou 'n nuwe skepsel. Jy's nou net soos Jesus. Jy het die vrugte van die gees. Wat jy wel nog oor het is 'n siel, 'n wil en gedagtes en emosies wat nog nie vernuwe is na die waarheid van jou nuwe identiteit nie. Maar jy is lankmoedig. Jy is geduldig. Jy is vriendelik. Jy het selfbeheersing, want jy is 'n nuwe mens met die geaardheid van die Heilige Gees. Begin net om dit te glo en begin om so te dink. Hierdie trek ook 'n dik rooi streep deur die snert van bloedlynvloeke. Weereens, jy's 'n nuwe mens. Al die ou goed het verbygegaan volgens 2 Korintiërs 5:17. Wat se ewer 'n vloek op jou was, het gestop by jou wedergeboorte. Jou gees is nou een met God se gees. En geen vloek kan aan sy gees vasklou en bly leef nie. Jy's nou die tempel van die Heilige Gees. Hoe gaan daai vloek in die tempel saam met God oorleef? Jy's nou seun van God. Jy is soos Jesus. En wys my wanneer het 'n vloek Jesus beïnvloed. Jy hoef ook nie meer te sondig as jy nie wil nie, want jy het nie meer 'n sondige natuur nie. Jy's met 'n sondige natuur gebore, maar ons het mos nou gesien dat daai ou mens het gesterf by wedergeboorte. Jy het wel nog sondige gedagtes, want jy het vir jare gelieg en vir jare gerook en vir jare mense sleg gesê en geskinder ensovoorts. En jou gedagtes is nog geneig om so te dink, maar jy kan nie begin dink, want jy het nou God se natuur. Hoor wat sê 2 Petrus 1, en ek lees van vers 3 af. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. En dan sê in vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Ek wil dit net weer vir jou lees. Sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Deur die groot en kosbare beloftes wat aan ons geskenk is, kan ons deelgenote word van die goddelike natuur. Ons het nie meer nodig om volgens daai ou humeur te leef nie. Ons het nie meer nodig om te suip nie. Ons kan nou deel in sy goddelike natuur as seun van God. Jy het 'n nuwe natuur en jy het 'n keuse. Die verskoning van ek is ook maar net 'n mens gaan ook nie meer werk nie. Jy is nie net 'n mens nie. Jy's 'n nuwe skepsel, 'n seun van God. Jy is soos Jesus.
nou in hierdie wêreld. En as gevolg van al hierdie kosbare beloftes, kan jy deel in God se natuur. Die woord sê dis wie ons is. En die woord sê dis heeltemal moontlik. Hoekom leef so min Christene hierin? Wel, nommer 1 sal die deursnee Christen hand en tand met my stry en beklei dat hierdie nie die waarheid is nie. Alhoewel ek aanhoudend slegs die woord gebruik en slegs die woord aanbied as verwysing. En nommer 2 is, jy moet die tyd in die woord spandeer en die Gees geleentheid gee om hierdie waarhede in jou hart te openbaar. En dan moet jy dit begin glo en so begin dink. Ek kan nie vir jou glo nie. Ek kan jou help om skrifte te verduidelik en ek kan jou wys hoe dit op verskeie plekke staan en hoe verskillende skrifte mekaar aanvul. Maar ek kan nie vir jou openbaring kry nie. Ek kan nie vir jou glo nie. En ek kan nie vir jou gedagtes vernuwe nie. Hierdie kan net jy vir jouself doen. Maar terwyl jy aan hierdie herkou, wil ek jou los met 2 vrae. Hoe werk jou manier van dink tot dusver vir jou? En die tweede vraag, sal dit nie makliker wees om vanuit God se natuur te leef as vanuit jou eie krag nie? Here Jesus, ek weet hierdie is nie 'n maklike gedagte om sommer net te aanvaar nie. Want dis nie tradisioneel iets wat ons gehoor het en geleer is nie. Maar Here, dis u woord. Ons ou mens is gekruisig, ons ou mens is begrawe en dat 'n nuwe mens opgestaan, 'n nuwe skepsel met u natuur. Help ons om hierdie woord te glo. Openbaar dit in mense se harte. Help hulle om dit aan te gryp en in hierin te begin leef. Want dis van ware disippelskap begin, is dat ons, as ons u woord hoor, ons dit glo, ons dit aanvaar en ons gedagtes daarvolgens verander. Dankie Here vir u woord. In Jesus naam, amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind of met ons wil kontak maak, kan jy gerus na ons webwerf te gaan by injesus.co.za en jy kan ook na ons Engelse preke kyk op ons YouTube kanaal by In Jesus Ministry. Ons podcast is ook op Dreef, so jy is welkom na vorige boodskappe daar te gaan luister op In Jesus Bybelstudie. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.